Die teks en die tema van vanoggend pas so mooi aan by die laaste lied wat ons gesing het. Jesus, alles gee ek vir u en ons gaan nou begin kyk daarna. Julle kan oopmaak as julle Bybels hier het by Matteus 25 vers 31 tot 46. Matteus 25. Ons lees dit saam. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves, of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie. Sonder klere en julle het my nie klere gegee nie. Siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons die honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie? En dan sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. En ons tema vanoggend is verskonings teenoor die gehoorsaamheid. Verskonings teenoor gehoorsaamheid. En hoe kom ons daarby uit? Kom ons by hierdie tema uit? Hierdie gedeelte bring hierdie fokus na barmhartigheid toe. Barmhartigheid in ons lewe, barmhartigheid reg rondom ons. En dit loop hand in hand met ons geloofslewe. Die twee kan nie sonder mekaar nie. Dit kan nie funksioneer sonder mekaar nie. Ons geloof en die barmhartigheid kan nie sonder mekaar funksioneer nie. Maar die teksgedeelte sê ook vir ons, baie keer is daar 'n klomp verskonings wat ons het en ons is nie gehoorsaam aan hierdie opdrag wat gegee word nie. Nou ek graag met julle deel, ek weet nie wie kyk dit of wie het al gekyk nie, maar The Chosen is 'n series en dit beeld die evangelie uit en hierdie is 'n uittreksel uit The Chosen uit wat juis hierdie teksgedeelte weerspieël en ons gaan dit saam kyk. En dan hoop ek, julle kry die boodskap meer treffend. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him.
koppe onderste bo, kry mekaar nie in die oog gekyk nie, is soms ook ons verskonings in die lewe. Jesus spoor sy disippels aan tot barmhartigheid met die gelykenis van die skape en die bokke. Hierdie laaste gelykenis is om sy disippels hierdie beskrywing te gee om te sê wat gaan gebeur. En hierdie onderskeiding tussen die skape en die bokke om te sê waar lê julle hart? Wat gaan aan in julle hart? Waar is die nood? Wie is hierdie geringste waarvan Jesus praat? Vir wie moet jy gaan help? Wie druk die Here dit op jou hart? Om te sê, yes, ek moet daai persoon gaan help, ek moet daai persoon gaan bystaan. Ons is baie goed daarmee om verskonings te maak wanneer ons voor Jesus staan. En as ons voor Jesus staan, gaan hy nie vra hoeveel verskonings het ons gehad nie, hy gaan vra, was jy gehoorsaam gewees? Hierdie gedeelte wat ons gelees het, neem ons na hierdie laaste oordeel toe en Jesus skets hierdie dag wanneer elke mens voor hom te staan gaan kom en daar sal hierdie twee groepe wees, hierdie skape en hierdie bokke. Die verskil tussen hulle was nie wat hulle gesê het, wat hulle gedoen het, hoeveel verskonings hulle gehad het nie, maar hoe hulle geleef het hulle in gehoorsaamheid geleef. God soek nie verskonings nie, God soek gehoorsaamheid. Hierdie skape ontvang die ewige lewe en die bokke ontvang hierdie straf. Die interessante is dat Jesus hulle barmhartigheid reken asof dit ook iets is wat aan hom gedoen word. En nou ons is bietjie min vanoggend en ek weet is dalk buite julle gemaksone en ek vra om verskoning daarvan as ek weer hierdie beeld gaan gebruik, maar vir 'n oomblik as jy gemaklik is daarmee of daar sit dalk 'n gesinslid of iemand langs jou voor of agter jou of doen dit met jouself, dan wil ek hê jy moet vir 'n oomblik jou hand vat en op die persoon langs jou se skouer sit en aan hulle raak. Hoe gaan jy moet dit doen? Of dit nou 'n man of 'n vrou is en of dit iemand is wat jy ken. Prakties gewys vanoggend. Prakties gewys. Raak jy aan God se skepping? Jy het so pas aan God se skepping geraak. En elkeen van ons wat verbyloop in Pick n Pay langs iemand wat ons sê, yes, daai persoon is anders, of daai persoon lyk en doen anders, is 'n skepping van die Here. Dis net soos ek en jy, 'n skepping van die Here God. So wie is ons om te sê, ons gaan hulle nie help nie. Wie is ons om te sê, ons maak 'n verskoning. Gehoorsaamheid wys in die dade. Jesus sê, ek was honger, ek was dors, ek was 'n vreemdeling, ek was siek, ek was in die tronk. Geliefdes, hierdie goeders is nie verhewe by een van ons nie. Ons word nie gevry daarvan om te sê, ons sal nooit honger wees nie, ons gaan nie ooit dors wees nie, ons gaan nie vir iemand 'n vreemdeling wees nie, ons gaan nooit siek wees nie. Ons gaan nie sê ons gaan nooit in die tronk wees nie. Dit is opvallend dat Jesus nie vra hoe goed is hulle Bybelkennis of hoeveel van die Bybel het hulle geken nie. Hy vra nie hoeveel kerkdienste het hulle bygewoon nie. Hy vra nie hoeveel geld het hulle bygesit nie. Hy wys hulle op hulle liefde wat in hulle gehoorsaamheid sigbaar geword het. Ware geloof bly nooit net by woorde nie. Gehoorsaamheid verander hoe ons mense behandel, hoe ons na hulle kyk, hoe ons hulle hanteer. Die skape het nie gehelp om raak gesien te word nie, hulle het gehelp omdat God hulle harte verander het.
Ons redding kom deur genade alleen en ware genade bring altyd ons gehoorsaamheid na vore. As ons sê verskonings, dan sê ons ook die verskonings verander nie God se oordeel nie. Die mense aan die linkerkant vra, Here, maar wanneer het ons u dan dors en honger en wat ook al gesien? En met ander woorde, ons het dit nie geweet nie. Dis 'n maklike verskoning, ons het dit nie geweet nie. Ons sou gehelp het as ons geweet het. Maar Jesus aanvaar nie hulle verskoning nie. So hoe dikwels maak ek en jy daai verskoning om te sê, ja, ek het nie geweet nie, ek is te besig, ek het self baie probleme, ek sal later help. Ek is nie die regte persoon om te help nie. Verskonings verander nooit ongehoorsaamheid en gehoorsaamheid nie. Dit bly net verskonings en ongehoorsaamheid. God kyk nie na wat ons bedoel het om te doen nie, maar verskonings nie. Hy kyk na wat ons wel gedoen het. En Jesus vra vir ons, en hier is die belangrike ding, en julle moet dink, ek sê vir julle, maar nou moet julle elke persoon wat honger en dors is nou gaan help nie. Ja, ons moet help. Maar het begin ook by ons voorstoep. Het begin hier nou by die persoon wat langs jou gesit het, aan wie jy geraak het. Sê, Jesus, hoe kan ek ondersteun? Het jy iets nodig? Kan ek jou help? Ons as mense, ons elkeen dra hierdie beeld van Christus, en dis wat in die video gebeur het. Te sê, as jy dit aan iemand doen, doen jy dit aan my ook. As jy dit aan iemand doen, doen jy dit aan my ook. Ons elkeen dra hierdie beeld van Christus. Wat jy aan die geringste van hierdie broers en susters van my gedoen het, het jy aan my gedoen. En dit verander alles. Wanneer jy iemand voed, dien jy vir Jesus. Wanneer jy iemand troos, as hulle huil, as hulle hartseer is, dien jy vir Jesus. Wanneer jy iemand vergewe, dan dien jy vir Jesus. Wanneer jy iemand besoek, dan dien jy vir Jesus. Elke mens wat oor ons pad kom, is vir God belangrik. Ons liefde vir Christus word sigbaar in ons liefde vir ander mense. Johannes skryf, wie sy broer nie lief het wat hy sien nie, kan God nie lief hê wat hy nie sien nie. Soos mekaar nie eers kan lief hê nie. Nog meer te min, hoe gaan ons onsself en vir God lief hê? God roep ons tot hierdie gehoorsaamheid binne sy wil. Ons leef nie om onsself gelukkig te maak nie, ons leef om God se wil te doen. Gehoorsaamheid beteken om te doen wat reg is, selfs wanneer niemand kyk nie. Ons moet nie baie mooi goeders doen, net om raak gesien te word nie. Ons moet dien sonder om iets terug te verwag. Om te gee, selfs wanneer dit ons iets gaan kos. Wanneer dit bietjie van onsself gaan vra. Jesus self is ons grootste voorbeeld. Ons kan teruggaan en ons kan sê, in die tuin van Getsemane, bid hy, nie my wil nie, maar u wil. Gehoorsaamheid was nooit maklik nie. Selfs nie vir Jesus nie. Dit het hom die kruis gekos. Maar deur sy gehoorsaamheid het ons die redding ontvang. Ons kan nie hierdie op enige manier vryspring en verskonings maak en sê, ag nee, wat, is alright, ons gaan nie geoordeel word nie. Dan kom 'n tyd wat Jesus vir ons gaan vra, wat Jesus hier in jou binnekamer vir jou, soos 'n klein stemmetjie gaan wees, en die Heilige Gees gaan met jou praat en vir jou sê, yes, ek dink dit is verkeerd van jou wat jy nou doen. Ek dink jy moet help. Hoe pas ons dit toe in ons lewe as ons sê, dis moeilik, dis nie net so maklik nie. Miskien sê die Here vandag vir iemand, hou op om uit te stel. Hou op om verskonings te maak. Begin vandag om gehoorsaam te wees. Wie het vandag jou hulp nodig?
Wie het vandag 'n oproep nodig wat jy moet maak, om te sê, ek check in by jou? Wie wag dalk vir 'n besoek van jou af? Wie het dalk 'n bemoedigende woord nodig, en jy is dalk die persoon om dit te gee? Wie het vergifnis nodig? Wie het liefde nodig? Ons hoef nie eendag groot dinge te doen nie. God vra dat ons vandag getrou sal wees in die klein dinge. Elke daad van liefde is gehoorsaamheid aan God. Weereens, hy vra nie vir ons om die onmoontlike groot goed te doen nie. Hy vra iets, hy vra, wees daar vir 'n vreemdeling, gee 'n glimlag. Gee iets om te eet of te drink, klere, besoek aan iemand wat dit nodig het. Hy vra die gewone in ons elke dag se lewe, en ons het verskoningsparty daarvoor. Hierdie skeiding wat gebeur tussen die skape en die bokke, gebeur bloot op die uitleef van hulle geloof en hulle lewe, hulle diensbaarheid. Een groep is sigbaar, en die ander groep word beskryf as gelowig, en hulle bely dit as 'n geloofsbelijdenis. Ja, ons is gelowig, maar ons het nie geweet nie. Om te sê jy bely en jy doen dinge wat ook volgens jou goed is, jy bely jou geloof, maak nie van jou 'n gelowige om te sê, my verhouding met God is in gehoorsaamheid. Dit herinner ons aan Paulus se woorde in Filippense 2, dat die gesindheid ook moet reg wees. Dat die gesindheid van Jesus ook die gesindheid van sy volgelinge moet wees. Ons moet dieselfde gesindheid hê. Jesus wat in die gestalte van God was en gekies het om die minste status op aarde te hê. Die gestalte van 'n slaaf. 'n kruisigde. Dat die wêreld hierdie goeie nuus van die evangelie kan ontvang, dat ek en jy vry kan wees. Jesus het oor grense van mense gestap, die mense in nood wat op sy pad kom, ons kan hulle opnoem, die tollenaar, die melaatses. Hy het hulle almal hanteer, hy het hulle almal liefgehad, hy het hulle almal gehelp. En dan kan ons mekaar sê, en Jacob Strydom skryf dit, so bekende teoloog, en hy sê, as ons so konservatief wil wees, om te sê, ons het verskonings, en ons is nie gehoorsaam nie, dan sê ons is so konservatief, dit friek ons uit. Dit friek ons uit om iemand te help, om vir hulle brood te gaan gee. Om te sê, ons help daai persoon, of ons gaan besoek daai persoon in die tronk. En dan 'n waarskuwing wat geskryf word. En ons kan hierdie rolle omdraai. En ons kan vir mekaar sê, weet jy wat? Dit kan net so van jou weggevat word. En dalk sit ek en jy in die tronk. Wie gaan jy besoek? Dalk is ek en jy honger en dors. Wie gaan vir ons kos gee? Dalk is ek en jy naak, ons het nie klere nie. Wie gaan vir ons klere gee? Ons hoef nie te veel te wonder oor hierdie dinge nie, ons weet wat is reg. Jesus het sy lewe vir die wêreld gegee, nie net vir Christene nie, vir almal. En hy verwag dit ook van my en jou. Hy verwag dit van my en jou. Ek sluit af met 'n laaste gedagte. Wanneer ons eendag voor Jesus staan, gaan nie verskonings wees nie. Want geliefdes, met baie eerlikheid en met baie respek gesê, wil ek sien hoe ek en jy eendag voor Jesus gaan staan en vir hom 'n verskoning gee. Was ek gehoorsaam aan die wil van God?
Het ons geleef sodat ons eendag hierdie woorde kan hoor uit die Here se mond. Kom julle wat deur my Vader geseën is, neem die koninkryk as erfenis in besit. Mag ons nie bekend wees vir ons verskonings nie, maar mag ons bekend wees vir ons gehoorsaamheid. Hierdie laaste gedeelte in Matteus, vers 40, vertaal in die boodskapvertaling as volg. Wie my vriende help, al is hulle hoe onbelangrik, help my. Dis hoe die boodskap dit vertaal. Wie my vriende help, al is hulle hoe onbelangrik, help my. Geliefdes, mag ons nooit vergeet nie, partykeer is ons die onbelangrike persoon. En partykeer is die rolle ook omgedraai. Mag ons hierdie week gaan leef om gehoorsaam te wees en mag jy, as jy in iemand se teenwoordigheid is, gehoorsaam wees om hulle so goed te laat voel. Hulle hunker na Jesus. Hulle sien Jesus in jou. Amen. Ons gaan antwoord met ons laaste lied. Mag julle 'n wonderlike week hê wat voorlê. En daar waar jy sit, sê sommer vir die persoon agter jou of voor jou, hoor die sterkte vir die week wat voorlê. Dis vakansie, maar baie van ons het nie vakansie nie en is nog werk wat voorlê. So draai bietjie en sê bietjie sterkte vir die week wat voorlê. Geliefdes, en bly dit was om gehoorsaam te wees. Ons gaan staan, ons gaan antwoord met ons laaste lied, laat deur die vrede deur my vloei. Daarna kan julle bly staan vir die seënuitspraak. So kom ons antwoord met ons laaste lied.
Ontvang ook die Here se seën vanoggend, as hy vir ons sê, vir ons elkeen genade en vreugde en liefde en barmhartigheid en oorvloed van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.